Reg, liewe kyker, hier is ons weer met goeie nuus. Dis die mandaat wat ons as Christene het. Dit is wat ons vir u behoort te bring. Ons as Christene het nodig dat 'n woord van stigting uit ons mond sal gaan, dat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dis wat God sê. Jesus Christus is die toonbeeld van God op hierdie aarde. Hy is die toonbeeld van God die Vader. As u wil weet hoe is die Vader, hoe is God, dan kyk u na Jesus Christus. As u wil weet wat is sy gesindheid teenoor sondaars, dan kyk ons na Jesus se gesindheid teenoor sondaars. En ons begin sien dat hierdie gesindheid, dis hoe ons Vader is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u wat ons Vader geword het deur Jesus Christus. Ons kom na u toe in die naam van Jesus. Dankie Vader, dat ons na u troon van genade kan kom, dat ons in u kan bly soos u in ons. Dankie Vader. Dankie vir Jesus. Dankie vir versoening. Dankie Vader, dat ons totaal versoen is met u. Dankie dat u ons heilig verklaar het deur die bloed van u seun. Ons eer u bloed, Jesus. Ons eer die vergifnis, die uitwissing van ons sondes. Ons eer u werk, Jesus. Jesus, Jesus, ons Here. Heilige Gees, dankie dat u nou vir ons dieper dinge oopmaak uit die woord, uit hierdie wonderlike woord wat u vir ons gestuur het. Dankie Vader in Jesus naam. Amen. Liewe kyker, dit wat uit Gees gebore is Gees. Dit wat uit Gees gebore is Gees. In hierdie boek, die boek van Johannes, wil ek vir u lees. Johannes hoofstuk 3. Praat oor die wedergeboorte onder andere, en dan sê hy in vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die Gees gebore is Gees. Wat uit die Gees gebore is Gees. Wat uit die vlees gebore is vlees. Liewe kyker, ek en u is gebore uit ons vader en moeder. Ons is gebore uit die vlees. Wat uit die vlees gebore is vlees. Maar nou, die wedergeboorte, wat uit die Gees gebore is Gees. Nou, Johannes 4, ek lees vir u vers 24, God is Gees. Nou wil ek dit so vir u verduidelik, liewe kyker, en ek hoop u sien dit baie duidelik. Ek wil vir u sê, dit wat uit die Gees gebore is, uit die Gees gebore is, uit God gebore is Gees. Gees. U is nie God nie, maar dit wat uit God gebore is Gees. Nou, dit is wat uit God gebore is. U is uit God gebore, en ek sien hy wys die beeld bietjie skeef, van kom ons sit dit so, dat u dit duidelik kan sien. Ek wonder as ek hom so teken, lyk dit na 'n G. Ja, daar is hy. Dis 'n G. Liewe kyker, God is Gees. En u is wedergebore uit God wat Gees is, het geboorte gegee aan u Gees. U is 'n nuwe mens in Christus Jesus. Ai, liewe kyker, hierdie is so belangrik dat u dit sal raak sien en snap. Ai, liewe kyker, nou, kom ons gaan kyk nou. In Efesiërs hoofstuk 1, Efesiërs hoofstuk 1,
dat ek vir u lees. Efesiërs 1 en ek lees vir u vers 3. En liewe kyker, hierdie is treffend. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. God, ons Vader. Hy is ons Vader. Ons is geseënd deur God die Vader. Die Vader. Hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hierdie Vader, God die Vader, het ons geseën met alle geestelike seëninge. Almal. God is gees. Alles wat hy het hy ons mee geseën. Liewe kyker, hierdie is so mooi. Hy sê, maar wat beteken dit? Dit beteken in my gees, ja, maar ek het 'n liggaam wat ek gesond wil sien. Ek het 'n siel wat ek wil sien. Ek het emosies. Ek is nie net gees nie. Nee, dis waar. U is gees, siel en liggaam. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, u is gees, siel en liggaam. Nou, kom ons kyk nou, wat hier aan die gang is. Wat het God gedoen? Hy het die hart van klip uitgehaal, hy het u 'n nuwe hart gegee. U kan sê, hy het die hart uitgehaal van die dood. Hy het die ou mens uitgehaal, hy het vir u 'n nuwe mens gemaak in die gees. Nou sê hy aan u en my, hy sê word verander. Nou as jy volkome is in die gees, wat moet verander? Hy sê word verander. Romeine hoofstuk 12. Word verander. Kom ek lees dit vir u. Romeine hoofstuk 12. Hy sê dit duidelik hierso. Laat ek dit vir u lees. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, vers 2, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Liewe kyker, dit is moontlik dat ek en u, alhoewel ons 'n nuwe mens is, in ons siel en in ons liggaam gelykvormig kan wees aan die wêreld. Ons kan in ons siele en in ons liggame, ons kan ons tonge gebruik om te lieg, om leuns te vertel, om net soos die wêreld op te tree. Dit is so. Maar ek bring aan u die goeie nuus dat u 'n nuwe gees ontvang het en dat u gemoed vernuwe kan word. Dit kan vernuwe word. Hierdie gemoed kan nou die medisyne ontvang. En as ons hier 'n M maak, medisyne. U ontvang die medisyne. Daardie medisyne breek die bande van leuns, van skinder, van onopregtheid, van bedriegery, van drinkery, van vloekery. Alles het hierdie medisyne nodig. Liewe kyker, as u hierdie medisyne ontvang in u siel in, deur die vernuwing van u gemoed, wat moet u ontvang? U moet die medisyne ontvang. Nou, wat is daardie medisyne? Hoe drink ek dit? Wat is dit? Daardie medisyne is vergifnis van al u sondes. U kan sê, ek ontvang hierdie medisyne wat sê, al my sondes, elke sonde is uitgewis aan die kruis. Hy sal aan my sondes en my ongeregtighede nooit meer dink nie. Dis medisyne. Jy drink dit, dit doen iets.
Waar kry jy dit vandaan? Hier. Dis die werk wat God gedoen het. Hy verklaar u volkome heilig. Hy skryf, as hy aan u skryf in die boek Efesiërs, dan noem hy u 'n heilige. U ontvang daai woord van heiligheid. U ontvang dit hier in u siel en in u liggaam en dit begin manifesteer. Dit begin manifesteer. Wat is hierdie medisyne wat u moet ontvang? Nou gaan ek vir u wys. U wil nou verander word, né? Maar u moet besef, u is reeds soos Jesus. Wat se verandering is nodig? Die verandering is nodig in u siel en in u liggaam. Hoekom? Sodat u op aarde lewe in oorvloed kan smaak. U het die lewe in oorvloed, want Jesus het gekom in u lewe. U het dit, lewe in oorvloed. Hier is die bottel medisyne, hier is dit. Maar daai medisyne moet in u siel ingaan en in die liggaam ingaan. En dan manifesteer dit op hierdie aarde en u begin te heers. Romeine 5 stel dit so. Laat ek dit hier vir u lees. Romeine 5 vers 17. Hoor net die wat sê dit. Dit sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het. Nou Adam het gekom en Adam het gegaan. Deur hom het die dood gekom. Maar nou sê hy, veel meer, liewe kyker, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers. In die lewe heers. Liewe kyker, hoor hy sê, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang. Goed, so wat is die medisyne? Die oorvloed van genade, en nogal genade, oorvloed van genade, en die gawe van geregtigheid. U is regverdig verklaar, ontvang dit. U is regverdig verklaar, ontvang dit. Kan u sien, die ontvangs vind plaas in die siel en in die liggaam. Genesing vind plaas. En u begin sien dat hierdie genesing van binne af buite toe werk. Deur die vernuwing van u gemoed. U begin sien, maar ek is aanvaarbaar voor die Vader. Hoekom? Want hy het sy seun gegee. Sy seun het my sonde in sy liggaam gedra. Dan hoef ek dit nie te dra nie. Ja, dan kan sonde sy heerskappy verloor oor u. In Romeine 6, ek is daar vers 14, hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So wat is die oplossing? Die oplossing, liewe kyker, is om hierdie genade woord te aanvaar. Dis hoekom die duiwel dit so aanval. Hy sê, julle preek slap genade en genade. So, jy kan maar aanhou met sonde, nee. Nee, dis nie wat ons sê nie. Ek sê vir u, dat hierdie werk wat Jesus kom doen het, hierdie werk in die gees, is so kragtig, dat as u dit begin vat, dan vernietig daai medisyne, hierdie virusse. Hy val hulle aan en hy vernietig hulle. Liewe kyker, hierdie is gewaarborgde medisyne. Dis nie ons probeer iets en ons kyk maar na 'n jaar wat gebeur nie. Nee, liewe kyker, hierdie is gewaarborgde medisyne geteken deur die bloed van Jesus. Die bloed van God. God jou skepper het gesê, ek sal iets doen in julle dag, wat as mense julle dit vertel, sal julle dit moeilik glo. Julle sal dit nie glo nie.
Hierdie is bo wat jy bid of dink. Liewe kyker, as jy dink, maar hierdie is te goed om waar te wees, dan sê ek krap nog net op die oppervlakte. Dis beter as wat jy dink. Nou, liewe kyker, ontvang hierdie medisyne van regverdigmaking. U is regverdig verklaar, vir ewig en vir altyd. Die bloed verloor nie sy krag nie. U is vir ewig, vir altyd regverdig verklaar. Sal daai regverdigheid altyd in u lewe wys op aarde? Dit sal wys in die mate wat u dit ontvang. As u dit ontvang, dan verander dit u siel. Dit verander u liggaam. En dit manifesteer in die wêreld in, liewe kyker. Dis wat God sê. Dis die plan wat hy gemaak het. Die vreugde van die Here is jou sterkte. Maar jy sê, hoe werk dit? Die vreugde van die Here is my sterkte. Ek voel te neergedruk. Ek voel in my siel en in my liggaam te neergedruk. Maar ek het die medisyne. Nou wat sê die medisyne? Die medisyne sê, leef op julle hande, oop poorte. Loof die Here, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Praat met hom as Vader. Praat met hom. Sê vir hom, Vader, ek dank u dat u my uitgehaal het uit die duisternis, my geplaas het in die koninkryk van die seun van u liefde. U sien daardie medisyne wat u moet drink, kry u in die boeke soos Romeine, soos Galasiërs. Ja, u kry dit ook in die Ou Testament, maar u kan dit duidelik lees. Dit is nie 'n skadubeeld in die Ou Testament, in die Nuwe Testament nie. Maar in die Nuwe is dit die werklike. Iemand verduidelik dit so, hy sê, jy kan ou ras drink, maar jy kan hom vol water gooi, dan proe jy nie die ou ras nie. Of jy kan hom stryd vat. Jy gooi nie water by nie. Dan voel jy hom. Nou ek weet, dis nie lekker dan nie. Maar wat ek vir u wil sê, hierdie is so lekker. Hierdie is lekker. Dis lekker. Liewe kyker, vat hierdie medisyne. Nou kom ek gaan lees vir u van die medisyne nou. Kom ek wys vir u nou in die boek Efesiërs. Dis die eerste een wat ek vir u wil lees. Nou Efesiërs is vol van medisyne hoor. Vol. Dis wat ek mee begin het. Die Vader, ons dank hom, hy het ons geseën met alle geestelike seëninge. Nou vat jy dit. Dankie Here. Dankie Here. Ek is geseën met alle geestelike seëninge. So ek het die bron in my om my siel te verander. Ek het die bron in my om my liggaam gesond te maak. 1 Korintiërs 11 sê, ons onderskei die liggaam wat vir ons gebreek is, en dit veroorsaak genesing, en ons is minder swak, minder siek, en ons sterf nie voor ons tyd nie. 1 Korintiërs 11, gaan lees dit. Dis wat hierdie medisyne vir u wil doen. U het dit in 'n erdekruik. U het dit hier binne in u. Prys die Here. Nou Efesiërs 4. Luister mooi wat hy sê in vers 24. Hy sê, en julle met die nuwe mens moet beklee. Ek spring sommer in die middel in. Die hele ding is goed. Maar hierdie vers 24. En julle met die nuwe mens moet beklee. Ons moet ons beklee. Maar is ons nie bekleed nie? Ja, jy is. Maar ons moet ons beklee. Waar? In u siel en in u liggaam. Beklee u self met die nuwe mens. Alright, wie is hier die nuwe mens? Hy sê, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is. So hierdie nuwe mens is na die beeld van God die Vader, na die beeld van God die Skepper geskape. Hierdie nuwe mens is 'n nuwe mens.
Hy lyk soos Jesus. Hy lyk soos God. Beklee jouself met hierdie nuwe mens. Dis wat hy sê. En julle met die nuwe mens moet beklee, hoor nou, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Jy's waarlik geregverdig. Beklee jou in jou gedagtewêreld. Omgord die lendene van jou verstand. Vat dit. As jou verstand sê nee, dan sê jy volgens die medisyne sê ek ja. Die medisyne sê ek is waarlik regverdig, waarlik heilig. Ja, maar jy tree nie so op nie. Dan sê jy, wag maar, ek is besig om die medisyne te vat. Ek is besig om te groei in hierdie beeld van God. Ek groei na die beeld toe. Liewe kyker, hier's die medisyne. Hier sê, ware geregtigheid en heiligheid is u erfdeel. Dis hoekom dit word genoem 'n testament. Die testament is geldig by die sterfgeval van die testamentmaker. Jesus het gesterf. Hy het opgestaan uit die dood. Nou kyk hy deur die Heilige Gees dat ek en u sal ontdek wat het hy aan ons nagelaat. Ware geregtigheid. Weet u, as Jesus vandag kom en u is weergebore, u het nou Jesus aanvaar as die verlosser. As hy vandag kom, weet u hoef nie bang te wees nie. Weet u dat daar geen vrees hoef te wees vir die oordeel nie. Geen vrees nie, want u het die ingeplante woord ontvang, wat u siel gered het en besig is om dit te red, wat u liggaam genees het en besig is om dit volkome te genees. Daarom staan u voor God, vlekkeloos en blaamloos. Want u moet u omgord die lendene van u verstand. Hannes, sit 'n toom, sit er soos 'n perd te toom, sit dit om u gedagtes, wat sê ek is geheilig, ek is niet gemaak. Liewe kyker, hierdie is uiters nodig vir u, om 'n oorwinnende Christen lewe te lei. Ontvang, Jakobus 1:21, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om die siel te red. 2 Petrus 1:4. Deur hierdie beloftes wat hy vir ons gegee het, deur hierdie geestelike seëninge wat hy vir ons gegee het, te ontvang, word ons deelgenote. Man, ek moet dit dalk vir u lees, want anderster sê u Piet, jy suig die goed uit jou duim uit, dit kan nie so wees nie, my lewe is so ver daarvan af. Liewe kyker, u lewe bepaal nie wat God gedoen het. God bepaal wat hy gedoen het. En ek en u pas daarbey aan. 2 Petrus 1:4. Hy praat van die beloftes. Hy sê, deur hierdie beloftes, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Deur die kennis kry ons hierdie beloftes, begin ons bewus word daarvan. Nou sê hy, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hy het dit geskenk en ons word. Hy het ons word. Hy het, daarom is ons, maar ons word deelgenoot van God se natuur. Wil jy dit nie wees nie? Wil jy nie barmhartigheid wys nie? Wil jy nie genade betoon aan elkeen waarmee jy te doen het? Wil jy nie vriendelikheid
aan alle mense laat bekend word nie? Wil jy dit doen? Ja, ek wil. Ek wil 'n blessing, 'n seën wees, waar ek ook al gaan. Ontvang dan hierdie medisyne. Dis die medisyne. Ai, seën vir u. Loof die Here. Mooi loop.